Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing vanaand saam Psalm 9. Ons sing die eerste, die derde, die 7de en die 8ste vers saam. In besonder dan die woorde, die hart van hul wat U bely, sal in U naam standvastig bly. Kom ons staan, ons sing die verse saam, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U, Here, dat ons vanoggend weer ter gedagtenis aan ons Here Jesus Christus se kruisoffer die nagmaal kon vier. Ons dank U dat ons ook kan terugkyk op 'n week waarin ons die hemelvaart van ons Here Jesus Christus kon onthou. Ons dank U dat die evangelie op tasbare wyse ook hierdie week in elkeen van ons se lewens weerklink het. Daarom bid ons vanaand en dit is ons gebed dat U alles wat ons hoor, alles wat ons vanaand dink en doen, deur die Heilige Gees so sal rig en lei, dat ons almal mag weet dat ons kan uitsien, kan verlang na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daarom is dit vanaand ons gebed dat U deur die woord tot ons sal spreek, dat ons U kinders, U dienaars sal luister. Ons vra dit omdat ons ook bely dat ons sondaar mense is. Sondaar mense wat deur U genade kan lewe. Amen. Ons gaan vanaand luister, broeders en susters, na 'n gedeelte wat handel oor die wederkoms en dis ook in aansluiting by verlede Sondag aand se prediking
donderdag aand se prediking en vanoggend se nagmaalsviering. En dit handel dan oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, die koms van die Seun van die mens. En Jesus self vertel vir ons daarvan in Matteus hoofstuk 24 en hoofstuk 25, die profetiese rede. Ons staan vanaand stil by hoofstuk 24 vers 36 tot daar aan die einde van die hoofstuk. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem word, die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wees eintlik die getroue en die verstandige slaaf vir wie se eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee. Dit is die slaaf vir wie se eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie, dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van die hygelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dit dan vanaand ons teksgedeelte, in besonder vers 42. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, want wanneer ons Here kom, dan kom hy ook as 'n regter. En ons het in Psalm 9, as jy mooi opgelet het, in vers 3 en vers 7 gesien wat die uiteinde is van die regter wat oordeel. Aan die een kant die wat verlore gaan en aan die ander kant die wat gered is, die wat die Here se naam bely. Nou in Psalm 7 sing ons ook van die regterskap van ons Here Jesus Christus en ons sing vanaand saam vers 5 en vers 6. En waarin ons ook van Jesus sing wanneer ons sê, hoor o regter van die volke, doen aan my o God tog reg. Bid ek wel, o hoor my bede na die waarheid van my weg. En dan die gebed, straf die goddelose bende, stel al boosheid perk en paal, help my, u wat hart en niere, met u kennislig deurstraal. Ons staan vir die sing daarvan, vers 5 en 6, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
Dis die een ding, sê hulle, waarna almal moet uitsien. In elk geval die een ding waarna alle gelowiges van alle tye uitsien, is die koms van die Messias, die koms van die Christus. Dwars deur die geskiedenis vind 'n mens hierdie verlange na die koms van Christus. Trouwens, in die eerste 2000 jaar van die geskiedenis was dit die een gebeurtenis waarna die Israeliete verlang het, waarna die aartsvaders verlang het, die koms van die Messias, die beloofde verlosser. Trouwens, hulle hele geskiedenis wentel rondom die heilsgebeurtenis. Die hele Ou Testament is 'n profesie daarvan, die dag wanneer Jesus kom. Maar nou weet ons, wat het gebeur toe Jesus Christus gekom het? Ons het verlede Sondag aand dit gehoor. Hulle het hom nie erken as die Christus, as die Messias nie. En soos ons verlede week ook gehoor het, was hy vir hulle maar 'n gewone mens wat hulle wou doodmaak om van hom ontslae te raak of te probeer ontslae raak. Want het hulle gesê, hy doen homself as God voor. Nou is dit nie ironies nie, broeders en susters. Vir 2000 jaar wag mense dat die Here gaan kom, maar as die Here daar is, dan erken hulle hom nie, dan kruisig hulle hom. Nou is dit alweer 2000 jaar plus later. En die hele wêreldgeskiedenis moet nog steeds rondom die koms van Christus draai. En hierdie keer praat ons van sy wederkoms. Die wederkoms van Christus. En oor die afgelope 2000 jaar is daar baie rondom hierdie gebeurtenis gesê en gedink en gedoen. Want almal wat die evangelie ken, weet dit is die gebeurtenis waarop die wêreldgeskiedenis gaan uitloop. By meeste lok dit vrees uit. Hulle is bang vir daardie dag. Gaan kyk maar na hulle reaksies, soos in verlede jaar se reaksies met die voorspellings van die wederkoms. Trouwens, groot sektes word daardeur gebou, soos die Jehova getuies, omdat mense bang is vir as Jesus weer kom. Nou vandag mag dit nie so wees nie. Ons mag nie toelaat dat vrees ons lewe beheer nie. Hoekom nie? Ek gaan dit vir u lees. Ons het dit vanoggend gehoor, waarin dit so mooi geskryf staan. Wanneer ons so aan hom dink, dis aan Jesus dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer vir ons 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En dan staan daar daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. Sien hoekom ek sê ons mag nie bang wees vir die oordeelsdag nie. Inteendeel, so het ons dit vanoggend gehoor, so het ons dit so pas gehoor. Selfs die nagmaalviering laat jou daarna verlang, na die bruilofsmaal van die Lam, na die dag as ons Here Jesus Christus kom. Hoekom? En dis ook ons tema vir vanaand, want dis 'n oordeelsdag tot troos van elkeen wat in hom glo. 'n Oordeelsdag tot troos van elkeen wat in hom glo. En daarom maak nie saak wanneer die tyd van die wederkoms sal wees nie. Maak nie saak wanneer die tyd van die wederkoms gaan plaasvind nie. Ons weet dis 'n oordeelsdag tot ons troos. En dis dan ook ons eerste punt vir vanaand. Dit maak nie saak wanneer die tyd van die wederkoms plaasvind nie. Want die presiese tyd van die wederkoms kan geen mens bepaal of voorspel nie.
Dis een van, kom ons noem dit maar die groot verborgenhede van die Christelike geloof. Jesus sê net die Vader weet wanneer dit sal gebeur. Selfs nie eers die engele of die seun van die mens weet dit nie. Hulle wat die naaste aan die Vader lewe, weet nie wanneer die uur sal aanbreek nie. Net die Vader weet dit. Nou dit bewys vir ons dan die leuen agter enige iemand wat poog om die dag en die uur van Jesus se wederkoms te voorspel. Dis 'n leuen. Maar dit wys ook vir ons die dwaasheid van iemand wat in paniek vasgevang word uit vrees vir die dag van die Here. Miskien is daar nog iets erger. Die absolute miskenning van God deur mense wat dink hulle kan die dag se koms vertraag of dit vermy. Mense vir wie alles oor die nou gaan. Dink 'n bietjie hier vir 'n oomblik aan groepe mense wat vir hulle self probeer skuilings en wegkruipplekke bou terwille van die bewaring van lewe op die aarde. Miskien is iets nog erger as dit wat mense wat dit wil ontken, wat dink daar sal nooit 'n einde wees nie. In ons tyd seker die grootste groep van mense. Maar hoe dit ook al sê, Jesus sê, dit sal gaan soos in die tyd van Noag. Hoe dit gegaan in die tyd van Noag, die mense het klakkeloos voortgegaan met hulle sondige lewe. 'n Gees van, kom ons noem dit maar onverantwoordelikheid, het hulle lewe oorgeneem. Selfs terwyl Noag besig was om die ark aan mekaar te sit, het hulle geweier om na die waarskuwings van die Here te luister. Die tekens was al daar. Maar hulle was soos in die tyd van Jesus, soos die Jode ook doof en blind vir die werklikheid. Hulle het voortgegaan, hulle het geëet, gedrink en troues gehou, asof niks ooit gaan verander nie. Nou daar's niks fout mee om te eet en te drink en troues te hou nie, maar die probleem is dat dit alles waarom die mense se lewens gedraai het. Dit wat die Here tot seën vir hulle gegee het, word belangriker as die Here self. En dan ontaard dit in 'n vloek. Die mense van Noag se tyd, se oë het eers oopgegaan toe dit te laat was. Toe die ark se deure al gesluit was en die reën begin val het, toe wou hulle gereed word, toe wou hulle gered word. Net so sal dit ook wees met die wederkoms. Daar sal baie wees wat nie die tyd gebruik het soos God dit wou hê nie, wat nie die tyd gebruik het om hulle gereed te maak om hulle Here te ontmoet nie. So skielik sal dit plaasvind dat waar 2 mans nog saam op die land werk, die een saamgeneem word, die ander een agtergelaat. Waar 2 vroue saamwerk by die dorsvloer, een saamgeneem, die ander agtergelaat. En dis juist die belangrikheid van ons tweede punt vanaand, en dis wat ons ook bely in Sondag 19 van die katekismes. Ons moet gereed wees vir die wederkoms. Jesus sê, bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. En waaksaamheid beteken eenvoudig om voortdurend heilig te lewe asof Christus enige oomblik kan kom. Om geestelik en moreel gereed te wees. Die beeld wat gebruik word, soos 'n bruidegom, wie se bruid laat is vir die troue, weet dit sy enige oomblik kan verskyn. So moet ons as kerk van die Here, die bruid van Christus, ten alle tye gereed wees vir wanneer ons bruidegom kom, vir die bruilofsmaal van die Lam. Daardie bruilofsmaal waarna ons so verlang. Ja, terwyl die lewe met sy gewone gang gaan, terwyl almal besig is, sal Jesus kom. Skielik onverwag soos 'n dief in die nag. Wanneer die bevel gegee word, wanneer die stem van die aartsengel weer klink en die trompet van God weer klink, sal die Here Jesus self uit die hemel uit neerdal soos die disippels hom sien opvaar het. Maar kyk weer mooi.
Kyk weer mooi na vanaand se teksgedeelte vers 42. Jesus verwys na homself as Julle Here. Julle Here wat kom. Hy's ons Here. En dit is ons Here wat uit die hemel gaan neerdaal en daarom ons laaste punt vir vanaand, die gevolg van die wederkoms, hou vir ons net groot troos in. Want ons Here kom om ons te kom haal. Hy kom om die skape van die bokke te skei. En vir die waaksames, die wat sy naam bely, vir hulle is daardie dag die dag waarna hulle so uitgesien het. 'n Troosryke gebeurtenis, soos die slaaf wat getrou omgesien het na die belange van sy Here. So moet ons ook getrou omsien na alles wat die Here aan ons toevertrou het, en besonder ons geloof, ons broers en susters in die geloof. Dan sê die Here, sal sy wederkoms vir ons 'n troosryke gebeurtenis wees, wat op nog groter beloning en nog groter heerlikheid uitloop. En ek dink dis die mooiste van die teksgedeelte, die regter voor wie ons verskyn, wat ons met sy eie bloed verlos het en ons sondeskuld betaal het. Hy wat, so het ons dit nou ook in die formulier vir die nagmaal gehoor, homself eenmaal in ons plek as 'n aangeklagte, beskuldigde gestel het voor God, om ons vervloeking op hom te neem. Hy is die Here wat kom. En so bely ons dit ook in die katekismes. Hy het hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloekinge van my weggeneem. En hy sal op grond van sy soenverdienste my ook vryspreek en die ewige lewe laat beerwe. Dis hoekom ek sê, sy koms bring niks minder as troos nie. Dis hoekom die nagmaalsformulier sê, ons sien met verlange uit daarna, met verwagting uit daarna. En omdat ons so daarna verlang, wil ons in dankbaarheid vir sy liefde en sy genade te alle tye gereed wees vir as hy kom. Net soos daardie bruid wat haar voorberei het vir die huweliksnag, so wil ons onsself gereed maak vir as ons Here kom. Want dis 'n oordeelsdag waarna ons uitsien. Dis 'n oordeelsdag waarna ons verlang. Dis 'n oordeelsdag waarvoor ons bid. Tog is dit so dat daar baie mense is, soos ons ook gehoor het, wat nie omgee vir sy wederkoms nie. Hulle vir wie die lewe om hulle self en die hier en die nou van hulle lewe draai. Daardie slegte slaaf waarvan Jesus vertel, wat sê, my Here vat te lank, wat begin om maar saam met die wêreld te leef, sorgeloos te leef. Vir hulle wag vervloeking. Vir hulle wag vervloeking, hopeloosheid, nimmer eindige geknars op die tande, soos Jesus dit stel. Wag die hel. En op daardie dag sal hulle uitroep van vrees vir die Here. Want dit is die dag van die allerergste verskrikking vir hulle. 'n Oordeelsdag, wat hulle nou moes vrees, maar wat hulle gemaak het asof dit nie gaan kom nie. En daarom as ons kan afsluit vanaand, dit was nog altyd die een ding wat die koms van Christus ingehou het. Troos of vervloeking? Die vraag is, hoe kyk jy en ek na daardie dag? Lewe ons in afwagting vir daardie dag? Sien ons met verlange uit na daardie dag? Na die bruilofsmaal van die Lam? Want onthou, vir ons is dit 'n oordeelsdag tot troos van elkeen wat in Jesus glo. Daarom sing ons die naam van hul wat U bely, sal in U naam standvastig bly. Kom ons sit so en ons sluit die oë. O Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook
opnuut kan opkyk en weet waar ons hulp vandaan kom. Dat ons mag weet dit kom van ons Here Jesus Christus aan U regterhand. En dat ons mag hoor dat daar 'n dag gaan kom wat hy self in die liggaam ook weer gaan neerdal op die aarde om te kom oordeel. Daarom bely ons dit elke Sondag, herinner ons mekaar daaraan dat hy kom om as regter die lewendes en die dooies te oordeel. Maar vir ons, dank ons U dat ons vandag ook kon nagmaal vier en herinner kan word aan wat sy dood vir ons beteken het en wat hy vir ons gedoen het. En dat ons juist daarom ook met groot verlange kan uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. Daarom bid ons vanaand ook saam met die kerk van alle tye, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons staan en dan loof ons die Here deur saam te sing Psalm 139 vers 1, 2 en 12 waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.